My naam is Katrina Wilhelmina Dots. Ek is die kantoorbestuurder van die Rietfontein Satellietkantoor van David Kruger Munisipaliteit. My rol by die instansie is om te verseker dat die dienslewering wel plaasvind en dat die mense ingelig is oor wat David Kruger vir hulle bied ten opsigte van dienslewering en ten opsigte van al die ander dienste wat beskikbaar is binne in die jurisdiksie van die munisipaliteit. Ek neem kennis van die stortingsterrein, ek het dit besoek myself. Ek ken die uitdagings wat daar gepaard gaan. Een van die uitdagings is die omheining. Tweede is die lisensie dat ons moet hernie. In feite in die hele satellietgedeelte het ons mos nou elke dorp behalwe Kleinmeer met ons stortingsterrein. So al die stortingsterreine val onder die satellietkantoor. Ek is heidaglik verantwoordelik vir die afdeling beplanning en ontwikkeling en gemeenskapsdienste wie nie 'n bestuurder het nie. Maar ons moet ook kyk na die monitering van hoe die vullis gestort word, verstaan jy? En ook die mense inlig oor watter vullis jy kan na die stortingsterrein toe vat en watter kan jy nie daar gaan stort nie. En dan moet ons ook die gemeenskap inlig oor die besoeke daar. Want die gemeenskap gaan mos self om ook te gaan delf. So dan is dit ook ons rol om hulle te educate hoe jy dit gaan doen, sodat jy dit nie self kan beseer nie, maar ook wat is die wetlike stappe rondom dit. Ek is raadslid Pieter George, wijk 16, Niergebied. Ek bedien 6 dorpe in die gebied in. Die stortingsterrein is baie na aan die gemeenskap. En dit affekteer baie dat die storting wat daar gegooi word, die vullis wat daar verwyder word, heel in die lokasie in versprei word, deur winde wat waai, die rook wat hulle daar, die vuur wat hulle maak om hierdie vullis te verwyder of hoe sê mens, te destroy. Dit het 'n groot effek op ons mense, veral wat daar naby geleë bly. Dis die probleem wat ons mee sit en die begrafplaas is ook baie na aan die vullis storting. En ek dink 1 of 2 ons sal moet 'n plan kry om 'n omheining te kry daar by die vullisterrein om hierdie vullis wat so versprei word in die lokasie te kan verhoed. Oké, goeiemiddag, my naam is meneer Hannes Rooi. Ek is van Askam Deinstraat by huis nommer 6. Ek is die voorman van Mzansi Afrika, die Groenpakke. Ons doen recycling. Recycling is om die gemeenskap skoon te hou. Die projek het begin deur die munisipaliteit. Hulle het 'n verslag aan die government geskryf deur vir die government te vra of hulle nie kan kyk of hierdie projek kan probeer doen word om werk te verskaf vir mense. Ja, hier's 3 projekte wat tans is. Ene is die EPWP wat deur die munisipaliteit op bestuur word. En werklik hierdie projekte help en gee 40 mense werk. Hierdie 40 mense doen 'n goeie werk in die gemeenskap. Die ander 2 projekte het ook bygekom wat sal eindig Augustus maand. So hierdie projekte help ons baie om die vullisterrein skoon te hou en self ook die gemeenskap buiteom en binne-in skoon te hou. Die projek help baie om die gemeenskap skoon te hou. Soos julle kan sien, dit wat ons hier het is deel van die recycling en ons doen ook bottels, glasbottels, ons doen ook papiere, ons doen verskillende recycling. So ja, dit help baie om die gemeenskap skoon te hou. Okay, dit is wat ons doen. Ons gaan in die gemeenskap in. Ons tel al die bottels op, dan druk ons dit plat
want dit word mos weer gebruik as dit teruggaan en dan gooi ons dit in die sakkies in. En wanneer ons dit klaar in die sakkies ingegooi het, maak ons dit toe. En as ons dit klaar toegemaak het, dan vat ons dit na die huis waar ons dit stoor. En dit is maar basies die werk wat ons doen. Ek is Hendrik Padbakker. Ek is 'n plaaslike boer van Askam. In die opsig dat soos jy kan sien is oral rommel. En die diere eet net wat in die pad kom. Wat beteken as markwaarde daal want die diere verloor gewig. Dit effekteer hulle groei. En baie belangrik is diere is onze basis van hoofinkomste hierso. En as dit so lyk wat dit hier lyk, sal ons aan die einde van die dag agteruit boer in plaas van vorentoe. Want dit wat die skaap eet, effekteer die lam ook. Wat deur die skaap vorentoe kom, so is chaoties. As die markwaarde val drasties. So as ek 'n dier mark toe vat om geslag te raak, kan dit deur die gesondheidsinspekteurs en daar word toetse gedoen en alles en dit kom op die einde van die dag aan die lig dat jou dier eet nie net voer nie. So hy eet iets wat die vleis ook benadeel vir die verbruiker. So wat op die einde van die dag 'n negatiewe impak op die gebruiker ook kan hê. Jy sien wat tot vele siektes kan lei wat weer vir gesondheid 'n probleem gaan raak op die einde van die dag. As hulle die plek kan omheind, né? En hulle kan iemand kry wat die plek manage, wat die plek bestuur met sê 3 of 4 werkers wat saam met hom is. Wat die kan gebeur is, die hoef nie uitgebrand te raak nie, want dit lei op tot lugbesoedeling. Wat ook 'n nadeel het op die gemeenskap. En dan kan jy miskien aanvra vir die nodige masjinerie om die goed te pres hierso, om dit klaar te druk en dan te laat vervoer.